Matteus 27 vers 18 tot 26 vertel dat die Here Jesus deur Pilatus, wat die Romeinse goewerneur in daardie tyd was, as 'n guns aan die Jode oorgegee is om gegesel en gekruisig te word. Om iemand te gesel is veel erger as om iemand 6 houe met 'n rotang te gee, soos jare terug in ons regstelsel gebeur het. Die Bybelskrywers vertel nie veel oor geseling nie, want dit was 'n baie bekende gebruik in daardie tyd. As iemand gegesel word, is al die klere van die persoon uitgetrek. Hy is dan kaal aan iets soos 'n deurkusyn of groot stomp vasgemaak. Gewoonlik is die persoon deur sy polse aan die deurkusyn of stomp met spykers vasgekap en daarna ten minste 39 houe oor sy lyf aan die voor- en agterkant geslaan. Die Jode het geglo aan 40 houe, maar by 39 gestop, sodat hulle nie dalk meer as die toelaatbare getal slaan nie. Die Romeinse soldate was nie beperk deur 'n sekere getal houe nie. Die Here Jesus is deur Romeinse soldate gegesel en hulle het geslaan solank hulle wou, gewoonlik baie meer as 39 houe. Die geseling is gedoen met 'n sweep, waarin stukkies yster, vishoeke en allerlei skerp voorwerpe vasgemaak is. Die doel met die geseling was om die persoon se liggaam oop te slaan. Dikwels is mense met die geseling doodgeslaan. Jesaja 53 vers 5 sê dat die Here Jesus oor ons sondes verbrysel is, dat daardeur sy wonde vir ons genesing gekom het. Dink oor die verskriklike pyn en lyding wat die Here Jesus moet deurgaan toe hy gegesel is, en dink daaroor dat hy dit vir jou en my sonde en skuld gedoen het. Hoe antwoord jy op sy liefde vir jou?